Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgende se krantbesprekings. Ons praat oor korrupsie, Guyton McKenzie en ook 'n nuwe premier saam met Christel Cornelissen vanoggend. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, ons begin sommer by die korrupsie by Tembisa Hospitaal. Groot korrupsie. Hierdie is 'n positiewe wending. So wat nou gebeur het is die staat daar is meer as 326 miljoen rand se bates van die sogenaamde Maumela syndikaat is aan die staat verbeurd verklaar. So hierdie volg op 'n baie lang forensiese ondersoek. Verlede jaar was daar al 'n bevel gewees dat hierdie bates bevries moet word en dit is nou 'n finale bevel van die hof gemaak. So wat daarmee nou gehandel word met hierdie bates ingevolge die hofbevel. So hierdie hou verband met Tembisa. Babita Deokaran wat kort voor haar dood gesê het hier is 'n baie vet slang in die gras. En hierdie het gewys dat sy heeltemal reg was. Dit help Babita Deokaran en haar familie vandag nie veel om te sê ek was reg geweest nie. Maar sy was reg geweest en sy het ek dink sy het die land het sy 'n enorme guns bewys, sy het die hoogste prys daarvoor betaal. Ja. Maar grootskaalse korrupsie aan die groot klok gehang. So van die bates wat insluit, mense mond hang oop. Jy kan nie dink dat dit moontlik na die is lys. nie. Lees dit asseblief. Jy dink jy ken ryk vriende en dan lees jy hierdie dan sê jy soos nee, dis amateur hour. Die eiendom sluit in 'n eiendom in Bantry Bay, 88 miljoen. Peakenwood landgoed, 13 miljoen. Dis een van die goedkoop huise. Sandhurst woonbuurt, nog 'n Sandhurst, Zimbali, 3 Anker Bay. Dan gaan ons na die karre toe, want jy moet met jou karre kan ry na jou duur huise toe. 'n Lamborghini Aventador. Hoeveel van julle het hulle al op die pad gesien? Dis mense mond hang oop. Nog 'n Lamborghini, nog 'n Lamborghini, nog 'n Lamborghini. 'n Bentley, jy sê Isuzu bakkie ook. Ja. Dis met 'n sleepwaandjie wat jou kazoos kan trek. 'n ventertjie. Ja, 'n ventertjie, maar ek het nie hulle sit nie die waarde hierso by nie, so. Nee, maar ventertjie. Hulle leef. Hulle hou net aan. As jy voel stel wat te wees, Nee, hy loop net. En as jy klaar is, dan gee hom vir iemand anders. En 'n boot. 'n boot, 'n skieboot. Ja. My maskers. Ja, weet ons kan nou hier sit en lag oor hierdie lys van bates. Dis om van te ween. Ja. Dis eenvoudig om van te huil. So hulle het 'n hersiening gedoen. Wat hulle gekyk het is wat is met die geld gedoen? Al hierdie miljoene en dit gaan na miljarde toe. Waartoe het dit geloop? So hulle het die geldspoortjie gevolg en toe bevind tenders is toegeken aan mense met bande met hierdie beweerde syndikaat. Maar dis 'n duur ekonomie, laat niemand vir julle anders vertel nie. So daar's byvoorbeeld skyn-tenders ingedien. So 3 van ons moet tender, maar argumentshalwe is 3 van ons dieselfde deel van dieselfde netwerk. Maar daai net 'n skyn-tender indien, hy moet ook 'n geldjie kry. Ek gaan dit nie verniet doen nie. So ek wil nie die kontrak hê nie, maar jy gaan my naam gebruik om te tender. Daai mense moet betaal word. Dan moet die korrupte amptenare betaal word en dan moet die Aventadors en die huise op 3 Ankerbaai moet gekoop word. Soos in 'n eiendom en kyk dit is met die siek mense van Tembisa Hospitaal geld. En as ons na die huise kyk en die karre kyk, dis nie die geld wat gesteel is nie. Dis maar 'n druppel in die emmer van die geld wat Ek vermoed so. Ja. Hierdie is dis goeie nuus. Christel, is hierdie man in die tronk? Nee. O. Nee. Nee. So hy moet ook nog voor die alles is net beweringe, Jennifer. Dis 'n bewering syndikaat, hy word na bewering daarmee verbind. Hy moet nog voor die Madlanga kommissie gaan getuig. So die bates is beveilig, maar meneer Maumela in hierdie stadium is dit net aantuiging. lyk my is ook veilig. Ja, die skokkende ding. Die wiel draai maar stadig. Hoop so. Lamborghini wiel. Nee, 'n bietjie stadiger as 'n Lamborghini se Ja, ek wat die skokkende ding hier is, dis nie Maumela, sal 'n mens maar sê wat hulle noem die syndikaat in die berig. Die spesiale ondersoekeenheid het vroeër bevind die Tembisa Hospitaal was eintlik al die teiken vir verskeie syndikate. Die Maumela syndikaat is nie die eerste ene nie, dit gaan waarskynlik ook nie die laaste een wees wat ons oopkrap nie. Daar is ander ook. En dit is mense wat dienste nodig het, nie 'n diens vir ek sukkel want ek moet badkamer toe gaan buite my huis want ek het nie water nie. Hier is mense wat veg vir hulle lewens in provinsiale hospitale en
hulle word benadeel. Hulle word vermoor in wese. Dis 'n harde manier om dit te stel, maar ek dink dit is 'n verkeerde manier om dit te stel nie. Jy weet, dit was soos destyds die gevoel met COVID-19 wat mense se kospakkies van hulle herlei is en wat ons geld gemors het op onsin terwyl mense gesterf het. En hierdie is presies dieselfde. Hierdie is een hospitaal. Ons het baie staatshospitale, openbare hospitale. Ek laat my nie vir een oomblik vertel dat hierdie 'n unieke eienskap Die enigste aan Tembisa Hospitaal is nie. Weet jy, nou wil mense vir ons vertel met die staat se gesondheidstelsel, dit gaan kry daar buite. Kom ons doen nasionale gesondheidsversekering wat ons al die geld in een kitty sit en al hierdie goed gaan weggaan. Dit gaan nie weggaan nie, meneere. Ons gaan net al hoe vinniger steel. Ons steel kwesbare mense se geld. Hierdie is my goeie nuus want ek dink dit moet moeiliker wees vir luister crime pays. Jy kyk hierna en ek sien ja, dit Dit is eintlik nogal alright. is 'n baie lonende bedryf Ja, hierdie. dis dalk 'n opsie om te volg, nie? En dit is waar ons moet stop en sê, maar dit doen nie. Maar dit Daar is- moet gevolg wees. En ek hoor heeltemal wat jy sê van is iemand agter tralies hierso? Iemand's dood, Jennifer. Ja. Hoeveel mense agter tralies is? Dis 'n storie vir 'n hele ander dag. Ek dink dit is goed dat hulle begin om hulle bates te vat. Ja, en ek dink dit gaan net weer terug na ons moet ons vletjieblassers beter beskerm. 100%. Absoluut, Ja. absoluut. Dis hierdie mense wat sorg dat ons kan aanhou dienste lewer. Ja. Ek moet weet ek dink nie ons het 'n geldprobleem in Suid-Afrika nie. Ons het 'n steelprobleem. Ja. Daar En is 'n hy. morsprobleem. Daar is dit nou. Jy slaat hom op die kop. Helen Zille sê presies dieselfde ding, lyk dit vir my. Sy was gister as hulle by die funksie gewees, maar kom ons praat eers oor voor ons by die funksie uitkom. Ons praat eers oor die feit dat sy verwys het na koalisies wat volgens haar nie 'n opsie is nie. Sy sê jy kan nie 'n verskil maak met 8 verskillende partye in 'n koalisie in 'n plaaslike munisipaliteit. Ek sê gister vir Tanya, die politieke verslaggewer by Marula nadat ek haar berig gelees het. Ek is soos mevrou Helle is kwaai jong, jy weet mense so amper so half soos okay, waar wil jy moet ek teken? Waar moet ek my kruisie trek? Sy is verkeerd as sy sê die toekoms van ons land hang af van ons kiesers en dit kan 'n toekoms van mislukking wees of dit kan 'n toekoms van sukses wees. En wat Helen Zille sê is mens kan nie regeer met 9 koalisies nie. Dan is 9 partye of 8 partye. Jy gaan niks gedoen kry nie. So haar argument is as ons dan nou 'n koalisie moet vorm met 9 partye, is haar argument luister ons gaan eerder in as die oppositie en kyk wat ons daar gedoen kan kry. Maar sy was regtig baie kwaai geweest met kiesers gewees en gesê het jy weet as jy een party of dalk 2 nodig het om jy oor die lyn te kry, die 50+1 lyn, sodat jy gedoen kan kry wat nodig is om gedoen te word, dan kan jy dit bestuur. Maar wanneer dit hierdie hutspot van partye is en hierdie een gijslaer en hierdie een is 'n kingmaker en hierdie een stap uit en dan is dit 'n mosie van wantroue, weet dan dreig die koalisie om te val, dan kan jy in elk geval nie regeer nie. So wat Helen Zille sê, ek is nie 'n voorstander van die ding van jy mors jou stem nie. Ek dink maak nie saak vir wie jy dan 'n besluit om te stem nie. Gaan stem. Ja. Doen dit net. Staan op en gaan trek jou kruisie agter wie se naam jy ook al wil. Waar ek met haar regtig saamstem is wat sy sê is hierdie verkiesing gaan die pad aandui na sukses of mislukking. Jy weet en dit was nou na die oorsigbesoek die afgelope naweek aan Johannesburg wat sy gesê het dit is in kiesers se hande. Julle gaan besluit. Kyk om jou rond, kyk hoe lyk dit om jou en dan besluit jy hoe jou toekoms gaan lyk. Want net die kiesers kan besluit. Sy het ook gesê jy weet mense sê van weet die wijkraadslede is dikwels onderskoot. Weet wat doen jy? Nou daar is wijkraadslede wat absoluut nutteloos is. Hulle is in it to win it. En dan is daar mense wat ongelooflik toegewyd is aan hulle werk. Ons het byvoorbeeld so 'n wijkraadslid. Ek wil nie haar werk persent hê nie. Kyk en ons het baie probleme met infrastruktuur daar waar ek bly, krag, water die hele tyd. So daar's mense wat regtig toegewyd is en dit is die mense wat jy wil hê met jou verteenwoordig. Maar jy gaan besluit. Helen Zille, die madam, noem ek haar, het nou ek sê dit met liefde. Het nou al 'n geruime tyd is sy so 'n bietjie verby polities korrek. Sy het vandat sy begin Twitter ontdek het jare gelede. Het sy verby polities. Sy was haar mense in haar kantoor al baie bang gehad het met haar wat wal gegooi laat pas. Het sy verby polities korrek beweeg. Ja. Dit voel vir my amper voorkom asof sy so 'n bietjie verby politiek is op hierdie stadium. As jy 'n kwaai tannie soek om dinge reg te ry, lyk dit vir my na
'n opsie wat sommige mense sal vat vir die eerste keer ooit met die volgende verkiesing, want sy's 'n kwaai tannie en sy wil dinge regmaak. Ek dink jy's heeltemal reg. Mense gee nie meer om wie die ligte aansit nie. Ek gee nie om hoe jy lyk nie, kom sit my ligte aan. Dit maak nie saak nie. Correct. So daar's byvoorbeeld nou sprake dat Frank Chikane die ANC se burgemeesterskandidaat gaan wees in Johannesburg. Hy is naaste met dieselfde ouderdom as mevrou Zille. Het hy soveel ervaring as sy met plaaslike regering, weet sy kom uit Kaapstad uit, Kaapstad doen beter, Wes-Kaap doen beter as die meeste ander van ons provinsies, dan moet mense begin kyk, wie kan my stad regryk? Ja, absoluut. Ek dink wel sy's heeltemal reg. Jy wil nie in 'n koalisie gaan so met 8 mense nie. Ek dink op 'n stadium het dit gevoel asof ons weekliks 'n nuwe burgemeester in Johannesburg het en dit is ook nutteloos. Op die einde van die dag dan gaan mense, okay, hierdie party regeer Johannesburg, maar hulle kan niks doen nie. En dan ek dink om die party se naam ook onderskoot en dit is absoluut nutteloos. So dan sal ek ook eerder 'n oppositieparty se plek inneem as om te gaan, okay, kom ons kyk of 8 mense saam kan werk en niks Ook jy gebeur met nie. die hele tyd dan toegewings maak wat jy in die eerste plek nie wou maak en wat jy nie dink in die beste belang van die stad en sy inwoners is nie, want iemand is besig om jou gijslaer te hou. Ja, verseker. Kristal, ons het nou gepraat oor Helen Zille en haar oorsigbesoek en Jordan Geloos was ook in Gauteng gewees en nou is die Dado Moreda. Okay, maar wag net so 'n bietjie. Julle wys nou alles uit wat verkeerd is in Johannesburg, maar dit gaan nie oral eintlik so goed soos wat julle ook dink waar julle regeer nie. Hierdie is tipies wat die Engelse noem whataboutism. So ja, julle sê dit gaan nie lekker hier in Johannesburg nie, but what about Khayelitsha? Nee, ek weet nie what about Khayelitsha. Khayelitsha is nie jou verantwoordelikheid nie, meneer Morero. Johannesburg is jou verantwoordelikheid en Johannesburg is besig om, ek wil sê stadig aan uitmekaar te val, maar vinnig uitmekaar te val. Die verval is ongelooflik. Die tempo daarvan is skrikwekkend. So dit is nou tipiese whataboutism. Weet nou kan ons sê what about Khayelitsha en dan die volgende een is weet what about die township in KwaZulu-Natal? What about die platteland van die Oos-Kaap waar dit ook sleg gaan. Dis eenvoudig nie die punt nie. Hy is in 'n posisie en hy is daar geplaas om 'n stad te bestuur en 'n stad beter te maak. En op die oog af lyk dit nie asof dit besig is om beter te gaan nie. Ek het naweek gehoor iemand maak 'n opmerking wat sê in Kaapstad, Wes-Kaap, mense is vreeslik ongelukkig want die dienslewering koste styg. Jy weet die verhogings is baie skerp. En toe sê iemand anders, dit mag so wees, ons hoor baie simpatie hier in Gauteng. Julle moet onthou, hier by ons styg dit ook en ons kry dikwels nie eers daai dienste nie. So miskien is iemand soos Helen Zille of Jordan Geloos in 'n posisie om te sê, dit gaan nie baie goed hier nie. En ek dink, ek vind geen probleem daarmee dat politici mekaar aanspreeklik hou nie. Ja. Julle luister duidelik nie na die kiesers nie. Dado Morero is nie besig om na die kiesers te luister. Dit voel nie vir my so nie. As hy geluister het, was daar dalk al sigbare verbetering in die stad. So miskien moet hulle dan maar vir mekaar die modder gooi. Ja, daar's baie probleme in Khayelitsha, 100%. Daar's baie probleme in Johannesburg. Sorteer dit uit. En dis wat ek nou wou sê. Ek Ja. dink nie enige politieke party is perfek nie. Ek dink nie enige stad of provinsie is perfek hoe dit geregeer word nie. Ek dink ons het baie probleme reg oor Suid-Afrika, maar ek dink daar is sekere plekke wat groter probleme ervaar op hierdie stadium, wat in totale verval is op hierdie stadium en ja, hou mekaar dan aanspreeklik vir waar dit fout gaan. Maar begin sommer net by jou eie Ja. huis veel. Dan moet 'n mens kyk vir konteks net na 'n pompstasie, 'n hostel en ook die plek waar besighede dan eerder heen sal wil gaan. Ja. So Dado Morero se kommentaar kom dan nou na hierdie oorsigbesoek in Johannesburg waar hulle onder andere was by die pompstasie, by die hostel. Kyk net na die foto's. Dit is hierdie mense is nie veronderstel om so te lewe nie. Nee. Ek wil nou spesifiek praat van die pompstasie wat hulle sê goed breek. Niemand stry daarmee dat hier is meganiese goed, dis pype, dis drade, so dit breek. Niemand word kwaad as 'n ding breek nie. 'n Mens word regtig omgekrap as jy dit stukkend los. As dit nie reggemaak word nie. Maak dit reg, dit is jou werk. So wat gebeur is die riool begin hier in hierdie buurt, dit loop en dan moet dit by die watersuiweringsaanleg inkom, maar hier is 'n verstopping. So hierso borrel dit uit voor dit by die watersuiweringsaanleg kom. En die pyp word nie oopgemaak nie, dit word nie reggemaak Toch, nie. dit word net Vir gelos. jare, dit word 'n vlei land. So hierdie riool borrel net uit. Hulle praat van riete wat daar opkom. Sê hier is nie riete wat hier hoort nie. Dit groei. En dit groei al so lank want die riool loop al so lank hier. Mense bly hier. Diere wy hier. Ons kan nie so lewe nie. So dan dink ek meneer Morero plek daarvan om te gaan toter dalk nie na die Mansfield pompstasie terrein. Gat gaan oopmaak.
Maar mense en besighede kies. Hulle kies met waar hulle vestig, waarheen hulle trek. Ons almal ken die term semigrasie. Yep. Daar is 'n rede daarvoor. Daar is. Mense en besighede gaan daarna waar die dienste is. Jep. Hulle doen en wat die syfers, die storie wat die syfers vertel is sê ons kan vir mekaar vertel dis lekker in die Kaap of dis lekker in Gauteng of dis lekker in die Vrystaat. Maar wanneer mense oorgaan tot een of ander stap, dan wys dit eintlik wat die waarheid is. En wat hulle sê is mense is besig om Durban, Kaapstad. En hulle doen dit want ons beter dienste. Ek kom terug by wat ek nou gesê het, ons almal is Durban onder andere. Ja. Wow. Nee. Jy leer elke dag iets. Jy is welkom. Yes. Baie probleme daar, maar nywerhede skuif dit. Jy kan nie in Lichtenburg kry nie ligte aangehou nie. So as jy dit in Kaapstad kan aanhou, hoekom nie? Ja. Dis dalk nie so maklik vir my of vir jou om net te verry. Ek moet 'n werk gaan kry. Jy weet 'n fabriek is amper iets anders. Jy kan gaan besluit waar kry ek water, waar kry ek krag, waar kry ek goeie tariewe. En dis die neiging wat hulle hiervan praat, is mense gaan na waar dit werk en die Kaap is een van daai plekke. Gauteng, Johannesburg, Pretoria, dit sukkel. En dit is, jy weet, hier is eintlik die finansiële en ekonomiese hartklop van die land, is nog steeds, maar dit word regtig al hoe moeiliker om dit so te hou. So. Christel, dan het Guyton McKenzie nou geantwoord oor hoekom hy so baie geld spandeer het op die Wêreldbeker. Meer as 2000 bladsye as ek nou reg kan onthou wat hy nou geskryf het. Okay, goed. Wat Dit was 'n lang antwoord gewees, ja. 2000 woorde. It worked. Okay. Ja, nee, dit is wel baie lank. Hier was nou die laaste paar weke, so in aanloop tot die Wêreldbeker sokkertoernooi, vra oor ons afvaardiging, Suid-Afrika se afvaardiging na die Wêreldbeker. En die hele tyd was die kritiek geweest, maar jy is nie besig vir ons volledige antwoorde te gee nie. Toe kom die 2200 woord verweer nou oor hoekom dit nodig was. Mense kan gerus hierdie storie gaan lees. Hulle verwys hier na een van ons hokkiespelers, gaan nou haar naam hierso kry. Wat sê meneer, ek kan nou nie langer stil bly nie. Ons gaan binnekort in Nederland gaan ons hokkie speel. Dit kos my as 'n speler. As 'n individu. Ja. Naaste by R70,000 om daar uit te kom. So wanneer jy kom vertel van R31 miljoen en ek wil 'n sport beoefen, ek wil my land verteenwoordig, ek wil my beste gee, maar ek lê in die nag wakker oor hoe om dit te doen. Ek dink die mense hoef eintlik veel meer vir Guyton McKenzie te sê as wat sy vir hom gesê het, nee. Hierdie kan eenvoudig nie aanvaarbaar wees nie. 31 miljoen kan baie doen vir Suid-Afrika se hokkiespan, vir die kunste. Nou sê jy weet ons het kunstenaars saamgevat. Hoe het dit ons op enige manier gehelp? So ek dink mense hoef nie ek dink nie jy hoef om te antwoord nie. Ek dink daai antwoord is 'n aanklag genoeg. Hy kan 2000 woorde of 2000 bladsye antwoord. Is nie goed genoeg nie. Ja, Christel, ek dink hulle praat ook in die artikel dat hokkie eintlik die derde grootste sport in die wêreld is. En as jy kyk na kykergetalle, ons praat gereeld van ons hokkiespelers wat eintlik wêreldklas is, dalk net die geleentheid en die ondersteuning het wat moet nie. Ons praat ook gereeld in die land oor gelykheid en vir mense kans gee op meriete. En dan gaan ek dit nou terugtrek dan na ons sport toe. So hoekom is sekere sporte meer belangrik as ander? Hoekom is daar dan nie gelykheid om vir daai hokkiespelers die kans te gee om hulle land te kan verteenwoordig sonder dat hulle 3 ander werke hoef te werk en hulle eie sponsors hoef te kry om net hulle land te verteenwoordig nie? Want sou hulle omdraai en gaan, okay, ons kan eenvoudig net nie daai geld kry nie. Het ons nie 'n Suid-Afrikaanse hokkiespan nie. Sekerlik is dit ons departement se werk se verantwoordelikheid om daai spelers ook te ondersteun. Ons het al met swemmers gepraat wat ook gaan het, hulle betaal self waar hulle kom, hulle kry nie regtig ondersteuning nie. Ons het al gehoor van Johan van Dijk toe sy Olimpiese spele toe was, wat self op pad moes betaal so toe. So my vraag dan is, ja, was die, en dit het ek laas ook gesê, dan moet ons almal self vra, was die 31 miljoen wat spandeer is, die beste manier hoe ons dit kon spandeer? Ek dink jy antwoord jou eie vraag en ek dink Ontatile Zulu, vir die hokkiespeler is na wie ek verwys, ek dink sy antwoord hom ook. Ja. Hierdie is eenvoudig nie goed genoeg nie. Meneer, gaan lees haar sosiale media inskrywing, dink is op Instagram. Dis nie goed genoeg nie. Dis 'n skande. Dis 'n skande. Ons wees om eerlik. Dis 'n skande. Ek is skaam vir Guyton McKenzie se part.
Maar nou ja. Dan moet ons praat oor die nuwe Britse premier, eerste minister. Inderdaad, alweer. Nog een. Ek is baie van hulle. So Keir Starmer het nou amptelik is nou môre en nou het ons vir Andy Burnham en hy het gister sy eerste toespraak gelewer en hy het nou beloof hy gaan die hoop terugbring. Hy gaan onder andere sê hulle praat van rough sleeping in Brittanje. Jy weet dit is een van die kwessies wat hy wil pak. Nou het ek gelees hulle gesê daar waar hy Manchester waar hy die burgemeester was sy geskiedenis met die rough sleepery nou nie nog so baie goed nie. Maar nietemin gaan hy nou aangaan met dit. Hy het begin om van sy kabinetslede aan te stel. Daar's bekende name wat van tevore ook in die kabinet was, Ed Miliband. Kyk, ek dink die Britte is ook nou al redelik hoeveel nog? Weet wat is dit? Liz Truss, hoe lank het sy gehou? 57 dae. Ja, so. Ek weet nie, hulle hang vandag gordyne daar by 10 Downing Street. Maar dit is nou so, hulle het 'n nuwe regering. Ek het gesien Donald Trump het gesê in the not so distant future sal hulle vergader. Oppositie het hom verwelkom, gesê weet hulle wag nou eintlik nog vir 'n werkbare plan. Dit is nie net by ons waar dit sleg gaan nie. Ja. Ek dink elders in die wêreld, byvoorbeeld in Brittanje, beweeg die regering net so 'n bietjie vinnig deur die range. Kyk, hier by ons klou hulle. Ja, hulle klou. Die Britte is Daar op kom hulle weer vinnig uit. Die Britte is op soek na hulle self in wese. Hulle is op soek na wie was ons, wie is ons nou? Wie gaan ons wees in die toekoms? Dis die groot vraag. Hoe gaan ons daar kom? Dis hoe lyk 'n Brittanje onder hierdie leier, onder daardie leier? Hulle is deurmekaar. Hulle soek net rigting. Ek dink dis 'n baie akkurate opsomming. Ja, hulle is deurmekaar. En dan gaan hulle in hierdie rigting, dan besluit hulle hou nie daarvan en dan gaan hulle in hierdie rigting. So dit is maar die mekaar storie. Christel, ons het so 'n minuut oor. Kom ons praat oor Lesotho se enigste slangpark. Ag julle, hierdie storie maak my dit laat my huil en dit maak my opgewonde. Hierdie is 'n een man in Lesotho wat groot geword het, hy het slange doodgemaak en nie verstaan wat hulle waarde is nie. Hulle het die veld gebrand sodat die diere kan wei later. En toe in 'n stadium het hy besef, maar ons moet na hierdie diertjies nie. Ons moet na hierdie Dit is niks vir diere. Ek dink dit is 'n akkurate wetenskaplike beskrywing, maar anyway. Ons moet na slange kyk. En vir die afgelope 30 jaar het hy dit sy lewenstaak gemaak om na slange in Lesotho te kyk. Hy is sosiaal, is hy geïsoleer. Mense het vir hom van heksery beskuldig. Hoekom is hy besig? Sy ouers het sy opgehou om te help om verder te leer. Hulle het gesê hy hou hom besig met ander goed. Hierdie man het vasgebyt en 'n slangskuiling in Lesotho gebou. Ja. En eintlik wil ek net vandag sê as jy enigstens binne jou vermoë het om Lesotho se enigste slangskuilings te gaan doen het. Ja, verseker. Lesotho se slange het jou nodig. En die slange in Tembisa Hospitaal? Ag, kom aan Pierre. Ja. Nee, ek vra maar net. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie collega's. Dis Christel Cornelis en ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.